Welkom terug. Ons gesels met Just Mia oor 'n splinternuwe enkelsnit is sober en ons laat hom ook beter leer ken vanoggend so op die geel bank. Goeiemôre. Môre, dankie dat ek hier kan wees. Is so lekker. Dit is ons voorreg om jou vanoggend hier te hê. Dit is heerlik om jou 'n bietjie beter te leer ken, te gesels oor die musiek ook. Maar Just Mia, hoekom het jy besluit op Just Mia vir die verhoog? Dit is redelijk eenvoudig, want dit is maar net ek. Ek is so 'n one-woman band. Ek speel gitaar, ek sing natuurlijk en ek het 'n bietjie 'n backfluitjie en ook 'n electronic kick drum en 'n harmony pedal. So ek het so 'n hele band vir myself gebou en die naam kom nou al lank. Ek het baie daaraan gedink om 'n band te kry, maar ja, dit werk net en dit is lekker om dit alles vir myself te kan doen. Mia, maar hierdie liefde vir musiek, waar het begin vir jou? Baie klein. Ek dink ek kon sing nog voordat ek kon praat. Maar instrumente het baie later gekom, maar ek sing al van bitter klein af, seker maar 3, 4. Ja, soos ek sê, toe ek begin praat het nog voor dit dink ek het ek gesing. Dis wat ek maar hoor van my familie, ja. Girl van Pringle Bay wat éventueel die liefde vir musiek op ander plekke ook gedeel het en toe uiteindelik uit Potchefstroom uit. Ja, ek het gaan swat. En ek het altyd gesing by skoolfunksies. Ja. En toe ek gaan swat het ek deel geword van 'n sergroep. Ek was in die daghuis Bellatrix. En dit is waar my liefde regtig geblom het. Ek was soos, wow, dit is wat ek wil doen vir die res van my lewe. En ek moes baie mooi daaroor dink, van natuurlik is jy daar om ernstig te swat, maar die kunstenaar in my, dis iets wat, dit kies jou. Jy kies dit om, jy weet, ja, dit is maar iets wat jy net moet doen as dit op jou hart is. So. En toe nog net altyd geweet dit is wat jy wil doen. Ja, ek het dit eintlik al van baie kleins af geweet. Ek sê altyd vir mense, ek dink ek het dit in my lewe ingespreek want as jy van Pringle Bay Somerset Wes toe ry om die kus en toe ek baie klein was, ek onthou dit so goed, het ek gesit en uitgekyk op die see en ek het net gedroom oor ek of 'n sangeres of 'n aktrise gaan word en ja, dit musiek vir my gebeur. So dit was nog altyd op die plankaart as ek dit so kan sê. Met wat musiek het jy groot geword? Of jy groot geword in die huis? Verskillende musiek. My pa was baie lief vir klassieke musiek, maar ek onthou toe ek my eerste radio gekry het, toe ek baie Amy Winehouse geluister. En dit het nogal 'n invloed op my gehad want ek het so 'n bietjie van 'n jazzy vocal. Ja, so dit en allerhande. My ma was lief vir Beatles, maar ja, ek het dit eers later uitgevind. Dit was ook daar was baie plate in ons huis. Ek het verskriklik baie plate gespeel en dit was maar 'n hele mengelmoeskardoes van musiek. Jy was nou onlangs weer terug Potchefstroom vir die Momentum Hardklop Kunstefees. Ek was. Hoe was dit geweest? So lekker. Ek geniet dit elke jaar. Dit voel nou al soos familie. Dit is asof ek huis toe gaan elke keer. En ek sing al daar van 2019 af. 2020 natuurlik toe gebeur dit nie weer nie. 2021 en dis ek weer terug 2022 en weer hierdie jaar natuurlik, so gaan dit aan en dit is vir my so lekker as ek terug gaan. Dit is 'n fees, ja. Dit raak net beter elke jaar. Wat is dit van live performances of by 'n fees optree wat vir jou energie gee? Oek, dit is soveel anders. Ek dink oor adrenalien, ek kan dit nie vir enigiemand beskryf nie. Dit is baie vreesaanjaend. Dit gaan nooit weg nie. Mense sê altyd, jy seker nou al gewoond aan nee. Jy doen dit bang, maar as jy deur daai eerste liedjie kom, as jy gewoonlik sê, wow, dit is waar ek moet wees. Dit is wie ek is en as jy sien mense geniet dit. Dit is vir my so lekker as mense dit geniet, want musiek is so 'n universal language as ek dit so kan stel. Dit is vir almal. Maak nie saak wat se musiek jy maak nie. Mense vind aanklank. Jy gaan al is jy klein of 'n groot kunstenaar, dit maak nie saak nie. Iemand gaan, jy weet, aanklank kan vind by wat jy doen. Jy het nou al 'n paar musiekkompetisies ook deelgeneem. Ja. Idols, The Voice. Ja. Hoekom dink jy is daai kompetisies of dink jy daai kompetisies is belangrik en het 'n plek? Oei, absoluut. Vir my was dit baie moeilik. Ek hou daarvan om my eie ding te doen. So soms voel dit asof jy dalk bietjie half gemaald word as ek dit so kan stel, maar ek sal sê enigiemand moet dit doen, want dit leer jou van die bedryf. Dit byvoorbeeld hier waar ek nou sit met al die kameras, dit leer mense dat dit is hoe dit is en jy moet gewoond raak daaraan as jy dit wil, jy weet, betree daai bedryf, want dit is waaroor dit gaan, jy weet, dis entertainment. Jy gaan voor kameras wees en jy moet gemaklik daarmee, jy moet gemaklik word. Ek was nie altyd in die begin nie. Dit was verskriklik baie scary vir my gewees. Maar nou is ek so dankbaar ek het dit gedoen. Ek dink nie ek is regtig gemaak vir musiekkompetisies nie, maar om dit die geleentheid te hê om dit te ervaar was nodig om my te laat groei as 'n kunstenaar. Absoluut. Dis 'n baie tawwe leerskool. So dis waar jy leer wat jy wil doen ook in die bedryf. Hoe kom 'n mens oor daai skrik, daai bang?
soos ek sê, jy doen dit bang. En jy kan, daar's baie tegnieke wat jy raak gewoon daaraan na rukkie. Ek wil sê begin vroeg. Ek het te laat in my lewe begin kompetisies doen, waar daar ander mense in die kompetisie was wat dit al doen van dat hulle piep klein is. En jy kan sien, jy kan die verskil tussen ons sien. Ja. Die wat dit nie so baie doen nie, bewe, daai ander weet al. Hulle is so, jy weet, vas en geanker in wat hulle doen. So hoe meer jy dit doen, hoe beter, maar daar is ook tegnieke as jy 'n angswekkende persoon is, want baie mense het maar net angs aan hulle. Ja. En dis okay, dis verstaanbaar, maar jy kan asemhaling oefeninge doen, jy kan affirmations vir jouself oor en oor sê, daar's baie tegnieke. Want as dit jou droom is, volg dit, jy sal deur dit kom. Ek het so, hier sit ek vandag. Ja. Maar voordat jy somer opgeneem het of terwyl jy opgeneem het, ek het 'n onderhoud gekry waar jy gesê het jy voel gemaklik nou. Jy's gemaklik met wie jy is en hoe jy is. Ja. Is dit soms verstaan in enige ek wil sê vermaaklikheidsindustrie. Is dit moeilik om op daai plek te kom waar jy soms bietjie sukkel om jou voete te vind of verstaan want jy kry 'n bietjie kritiek en 'n bietjie raad en jy probeer net jou plekkie vind. Is dit moeilik by 'n plek om waar jy gaan okay, maar ek is nou gemaklik met wie ek is en die klank wat ek wil uitbring. Definitief, ek dink dit kom ook met ouderdom. Ja. Maar ek dink ook jy vind jouself soos wat jy musiek, jy moet eksperimenteer. Ek dink dit is die grootste ding, moet nooit nee sê vir iets nie. Kyk, as dit heeltemal uit jou gemaksone uit is en dit voel nie reg in jou gut nie, as ek dit so kan stel, moet dit nie doen nie. Maar jy sal weet, ek voel mense het 'n gut vir 'n rede, maar met somer dit was soos ek sê altyd van, dit was soos 'n download van die universe af. Dit het regtig net natuurlik gekom. En al my ander liedjies, ek het so baie liedjies wat ek nog nie vrygestel het nie, want dit voel nie reg nie. Maar die wat reg voel, kom gewoonlik ook baie makliker. Ek skryf dit soos in 'n dag of 'n paar minute of 'n week en ek maak dit klaar. Waar ander liedjies jy worstel nog met dit. Maar as 'n kunstenaar ook probeer net als en moenie te perfek probeer wees. Ek dink vir baie jare wou ek net alles moet perfek wees en alles moet net reg wees. Doen dit net en speel. Dit is waaroor kuns gaan. Speel en soos jy jouself vind. En ek dink jy vind jouself ooit nie. Elke jaar is 'n nuwe journey en 'n nuwe era. Jy praat van eksperimentering. Mens moet gaan met jou gut. Jy praat oor somer waaroor ons vandag gesels. Maar ek het ook vanmôre ook mee geluister na van jou vorige musiek. Ligter byvoorbeeld. Ja, is my man. Dis 'n baie meer en dit is al beskryf as meer alternatief. Dis 'n meer alternatiewe benadering tot musiek. Somer, die liedjie wat ons vandag oor gesels, is 'n bietjie van 'n nuwer benadering. Natuurlik. Maar jy sê jy het dit gedoen met jou gut en dit klink vir jou reg. Dit klink vir my reg toe. Dis bietjie meer mainstream as ons dit so kan stel. Ek voel dit kan kommersiële mark toe. Dit is nie 100% alternatief nie, maar ek nog steeds nie my hart van dit af weggevat nie. Daai alternatiewe Mia is nog steeds daar op ander maniere met bietjie alternatiewe klanke, maar dit is kommersieel genoeg en is sirkulêr genoeg om bietjie meer wyd versprei te word. Dit is nie net vir die alternatiewe mark nie. Dit is vir enige iemand wat net 'n lekker tyd wil hê. Waar gaan dan nou somer mee? Somer gaan oor 'n lekker tyd. Dit is definitief dit, net om jy weet jouself bietjie te laat gaan, net vir 'n oomblik van jou probleme te vergeet. Die lewe is moeilik, kom ons wees almal eerlik, maar ek sê altyd ek is baie gelukkig om met 'n baie positiewe gesindheid. Ek's gebore met hierdie gesindheid. Kyk, ek het ook al deur my dinge gegaan en ek gaan elke week, elke dag is daar 'n oomblik, maar ek kon nog altyd baie maklik terug spring van jy weet 'n slegte tyd af en somer gaan basies oor dit om net vir 'n oomblik te vergeet, al is dit net vir hierdie amper 3 minute, just have fun, jy weet. Laat 'n bietjie los. Ek dink ons almal kan dit meer doen. Ons almal kan vir 'n oomblik net gaan, wees net gaan in die oomblik, geniet net daai oomblik, so sê net bietjie pret. Dis herinnering basies. Dit is verseker en ek dink ons almal kort dit ook. Is daar nog musiek op pad binnekort? Definitief. Ek is aan die skryf. Ek besluit nog oor wat ek gaan doen. Ek sou seker ek wil baie graag 'n cover van Boots Are Made for Walking vrystel want dit is een van my liedjies wat ek jy weet lewendig optree en dit is net so lekker en ek wil my stempel op dit neersit. En ek voel ons mag maar covers doen. Jy weet, ek weet dis ander mense se, maar dis jou weergawe en ek doen dit anders as Nancy Sinatra en ek voel dit is my volgende stap, maar dalk ook 'n oorspronklike liedjie wat ook so 'n bietjie meer dans. En jy het so baie van hulle. Ek het baie. Ek moet net besluit, Mia, wat se een. Ja, en seker ook met my kat gaan natuurlik. Jy sien dan nou. Maar ons kan nie wag om te sien wat jy besluit nie. Dankie. En dankie vir die kuier vanoggend. Dankie vir julle. Julle lyk so somer vanoggend. Want ek dink ons almal doen. Dit is somer. Dankie julle. Dankie Mia. Dit is Just Mia bly net daar waar jy is, want net hierna gaan sy ook vir ons somer sing.